Ek hoop julle sit baie gemaklik. Hierdie boodskap vanoggend is net so kort van 3,5 ure, so skuif reg. Strek so 'n bietjie. Maak seker julle laag sit gemaklik. Julle kan baie dankbaar wees, hier's nie meer houtbank en ek beloof 'n halfuur in die preek en ek was klein. Dan wou ek nie meer nie. Ek terg sommer net vanoggend familie boodskap gaan nie so lank wees nie. Maar ek is opgewonde om hier saam met julle te wees en te kuier rondom die woord van die Here. En ek wil vra voordat ons na die woord van die Here gaan, kan ons net vir ons hemelse Vader 'n groot lofoffer gee vir dit wat hy vir ons gedoen het 2025 jaar terug. Ons is so amper aan die einde van ons reeks. Dit is die tweede laaste Sondag en weer eens, ek kan nie besluit watter een van hierdie Sondae my gunsteling is nie, maar hierdie laaste 2 Sondae het my omtrent, hoe is die spreekwoord, uit my vel uit van opgewondenheid. En ek wil vanoggend as inleiding vir die boodskap die vraag, 'n paar vrae vra, sodat ons mekaar beter leer ken, sommer nader aan mekaar kan beweeg, en my oog is op die manne hier vanoggend, want wie van julle hou van 'n goeie romantiese fliek? Ek het gedog meer van die dames gaan hulle hande opsteek. Wie hou van 'n goeie, soos wat hulle sê, chick fliek, of tranetrekker, of ek steek my hand op dat julle sin ook opsteek, want ek hou eintlik nie baie van die romantiese flieks wat Simonay en my gewoonlik maak kyk nie, want dis 'n halfuur in die fliek en dan weet ek wat die einde gaan wees. Maar ek weet, die dames is gewoonlik erg oor dit. En kan ek iets met julle deel? Sy is nie nou hier nie. O nee, hier is sy. Wag, gee net 'n oomblik. Die beste deel vir my van daardie chick flicks wat ons kyk is, ek weet regtig halfpad in al wat gaan gebeur. En ek seker, Simi weet ook meeste van die tyd, maar wanneer gebeur wat ek al reeds geweet het in die begin gaan gebeur, dan loop die trane. En dan kan ek nie help om te glimlag nie. Maar vanoggend wil ek praat oor die tema van liefde op 'n dieper vlak. Dieper as wat die wêreld voorhou in enige van hierdie flieks. En sommer net so nog deel van die ysbreker. Kom ek vra, wat is van julle gunsteling liefdesfilms? Ek het een wat ek baie hoog ry, die res kom nie daarby uit nie. Ek sal julle myne sê as julle sê, wat is julle gunsteling liefdesverhaal? Wat se een? Ghost, is daar so, is dit 'n liefdesverhaal hoor? Ek het dit nog nie gekyk nie, so ek sal dit, hoe sê hoor? Dan sal ek miskien daarvan hou, ek sal dit gaan kyk. The Notebook is my heel gunsteling liefdesfliek wat ooit gemaak is. Dis die enigste een wat ek ook al meer as een keer gekyk het, en in 'n sterk tweede plek, Pompeii. Is daar so nog een, Mamma Mia van Abba. Nou begin ons, ek dink Mamma Mia 1 was nogals goed geweest, en as ek reg onthou het Papa ook van dit gehou, want hy is nogals 'n groot Abba fan. Maar ons is as mens in ons lewens, of ons dit wil erken of nie, op soek na liefde. En Viktor Frankl het iets gesê wat vir my baie kragtig was. Hy was 'n sielkundige wat in die Tweede Wêreldoorlog in een van die konsentrasiekampe was. En hy het gesê, Viktor Frankl saw love as the highest human potential and the key to finding meaning in life, enabling a person to see the essential and potential essence of another human being. Voordat ons vanoggend gaan verder praat oor hierdie familiewaarde, wil ek vra dat ons net so oor die laaste paar weke se familiewaardes net weer recap, sodat almal vanoggend saam met ons hierdie boodskap gaan geniet. Julle gaan my moet help, want is tot nou al vir my 'n redelike, ek ken hulle redelik uit my kop uit. So, week 1 het ons gepraat oor
Die woord van God is lewensveranderend wanneer ons dit toepas in ons lewens. Week 2, gebed. Week 2 het gegaan oor ons as Therapia familie glo daar is krag in gebed. Week 3, aanbidding is nie iets wat ons doen nie, maar ware aanbidders is wie ons is. Week 4, ons gaan nie kerk nie, ons is kerk. Oom Chris het definitief sy notaboek daar agter. Ek hou daarvan. Week 5, familie en samesyn. Ons as Therapia familie glo dat daar waarde is in hierdie samesyn, in die saamkuier, nie net hier nie, maar ook die koffie na die tyd, en die woensdaagoggende Bybelstudie, en die maandagaande saam bid, en hierdie tyd saam is belangrik, want dan kan ons as gelowiges daar wees vir mekaar. En week 6 praat ons oor die familiewaarde wat ek glo onlosmaaklik is van die evangelie. Al hierdie familiewaardes is so kragtig vir my, maar week 6 wil ek praat oor die familiewaarde. Ons geestelike familie glo in onvoorwaardelike liefde. En ek wil soos elke week vra, wie voel dat dit 'n geskikte familiewaarde is? Kan ons 'n deel maak van ons familiewaardes? Ek glo so, omdat soos ons gesing het, ons uit die bron van liefde uit leef. En daarom moet liefde in ons geestelike familie duidelik sigbaar wees. So vanoggend wil ek 'n gesels oor definitief by verre my gunsteling liefdesverhaal van alle tye. En daar's 'n aanhaling wat sê die hele Bybel is 'n liefdesverhaal. Dit begin met God en God is liefde. Voor enigiets anders bestaan het liefde gevloei tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Jesus sê vir die Vader in Johannes 17, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Familie, ek sê dit gereeld vir die jong mense. As julle dink dat die Bybel 'n vervelige boek is, dan weet ek nie, hoe lees julle dit nie? Want die beste verhale in die geskiedenis is opgevang in die 66 boeke van die Bybel, en die Bybel van Genesis 1 af tot aan die einde van Openbaring is die grootste liefdesverhaal van alle tye. En vanoggend wil ek vir ons in die woord, die boodskap afskop uit die welbekende skrifgedeelte in 1 Korintiërs 13. En ek dink vir enige iemand wat al 'n troue bygewoon het, behoort hierdie skrifgedeelte te ken. Maar die skrifgedeelte gaan oor die uitnemendheid van die liefde. Die woord van die Here sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. En dan sê die woord van die Here, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. En toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê, want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig.
Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En dan bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Familie, ek wil vanoggend die stelling maak, al ons familiewaardes is van kardinale belang. Ons moet die woord van God bestudeer, anders kan ons nie geestelik groei nie. Ons moet die krag van gebed in ons lewens sien plaasvind wanneer ons in gesprek met ons hemelse Vader intree. Ons moet ons hemelse Vader aanbid, want hy is waardig om aanbid te word. En die lys gaan aan tot by hierdie Sondag. Vanoggend wil ek hierdie stelling maak en moet dit nie verkeerd interpreteer nie, maar geen een van ons vorige familiewaardes maak saak as dit nie in liefde is nie. Die woord van die Here sê dit, en baie keer word ons vasgevang in 1 Korintiërs 12 wat praat oor die gawes. Dis eintlik so 'n kosbare gedeelte en ek het al hieroor bedien. Ek wil nie in die gawes en die liefde ingaan nie. Maar in en deur die Heilige Gees gee God vir ons geestelike gawes ter eer en verheerliking van sy naam. Maar 1 Korintiërs 13 is so kragtig, want Paulus sê, kom ek wys julle nog 'n uitnemender weg. Die liefde. En so selfs die gawes, ons kan al hierdie wonderlike goed doen, as dit nie uit liefde uit plaasvind nie, dan maak dit nie saak nie, want die liefde is die grootste. En so, vanoggend familie wil ek vra, as ons terugdink, en ek sê julle vooraf, hierdie is 'n setup soos wat die Engels dit sê, maar wanneer ons terugdink aan die 10 gebooie, hoe sê die woord van die Here, hoe moet ons naaste lief hê? Soos jouself. En die Here het hierdie vir my oopgebreek in my voorbereiding, want ek glo die eerste 2 gebooie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou verstand, en die tweede, daaraan gelykstaande, jou naaste soos jouself, en dan sê die woord van die Here, hieraan hang die wet en die profete. Ek glo die liefde is vir God van kardinale belang, want wanneer ons eerstens ons hemelse Vader met ons hele hart lief het, en daarna ons naaste soos onsself, dan sal ons nie wilmoord pleeg nie, dan sal ons nie wil jok nie, dan sal ons nie wil egbreek pleeg of jaloers wees nie, want ons leef in 'n spasie van liefde. En dis iets, dit was 'n deel van my voorbereiding nie, maar dit kom by my op. Dis iets wat ek baie keer mee sukkel, en ek weet nie of dit net 'n Suid-Afrikaanse konteks is nie, ongelukkig is dit die konteks wat ek ken, want ek word hier groot, ek's hier gebore, maar dis 'n klip in my spreekwoordelike kerkskoen, dat binne ons eie konteks sien ek keer op keer hoe dit moeilik is vir ons as mens om die son oor die volgende ou te sien skyn. Ek praat in die week wat verby is of die week voor dit met Jandre en ek deel soms 'n bietjie, ons gesels soms oor die woord van die Here en oor ons hart en so, maar weet julle wat familie, as iemand sukses in hulle lewens bereik, dan probeer ons, hoe sê hulle, wie nie, wat sal hy spreekwoord wat sê, wie nie steel of erf, sal werk tot hy sterf. Maar wat as daar iemand is wat die Here seën? Dan probeer ons sê, ja, jy kan nie ryk wees as jy nie skelm is nie. En ek wil nie praat oor rykdom nie, die punt wat ek wil maak is, as ons nie uit liefde uitleef nie, dan kan ons nie die son oor iemand anders sien skyn nie. Maar wanneer ons in die liefde van Jesus Christus leef, dan wil ek sien dat dit goed gaan met my geestelike familie. Ek wil sien dat die Here julle seën in julle werk. Ek wil sien dat julle geestelik groei, want dis wonderlik. Maar dis omdat ek lief is vir julle. En so as ons nie in 'n spasie van liefde leef nie, dan kan ons nie vir mekaar vooruitgang en guns en seën gun nie. En dan dink ons, hoekom gaan dit nou goed met hulle en nie met my nie? Miskien gaan dit goed met ons, miskien moet ons net om ons kyk wat die Here in ons lewens doen, dan besef ons, 'n ander mens dink weer, joh, het gaan so goed met daai persoon.
jou, kom as hulle moes seker iets gedoen het om, iets oneerlik gedoen het om te wees waar hulle, nee, wat as die Here net ons medegelowiges seën? En so vanoggend is dit vir my regtig opwindend om met julle te deel in my voorbereiding toe ek so blaai deur die liefde en ek besef daar's te veel skrif in die woord van God oor liefde. Ek gaan nie alles in my preek kan inkorporeer nie, want dan gaan ons regtig 3,5 ure hier sit. Toe dink ek aan die Ou en die Nuwe Testament. En die Ou Testament is vir my baie kosbaar in die lig dat dit 'n voorskadu is van die Nuwe Testament. Dit wys in die rigting van Jesus. Maar toe ek in Levitikus 19 vers 18 lees, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Toe vat dit my gedagtes na dit wat Jesus gesê het, en ek gaan vir julle nou sê, ek wil nie my boodskap vooruit hardloop nie, maar dit het my baie opgewonde gemaak, want as ons 1 Korintiërs 13 en 8 neem, dan besef ons liefde is vir God uiters belangrik. Nie die liefde wat ons in chick flick sien, waar die ou na die lughawe toe hardloop en 'n vliegtuig stop, en nie daai liefde nie. Onvoorwaardelike liefde soos wat ons hemelse Vader aan ons bewys het. En so ek lees vir ons uit Matteus 18, want hier kom amper die kruks van my boodskap. Matteus 18 vers 21 kom Petrus na Jesus en hy sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe. En Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Ek sê baie goed aan wiskunde nie, so ek het dit nie uitgewerk nie. Maar dit is baie meer as 7 maal, wanneer ons in die liefde van ons hemelse Vader leef. En dan sê vers 23, daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10,000 talente skuldig was. 10,000 talente in moderne konteks dit is 'n hele paar jaar se lone. En die woord van die Here sê, en omdat hy nie kon betaal nie, gee sy Heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat dit betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die Heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskel. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat aan hom 100 pennings verskuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. En sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe die medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef. En hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jy slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het, alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Ek wil nou 'n vraag vra. Maar as jy langs jou man of vrou sit, en jy jou hand wil opsteek, doen dit net so, dat hulle dit nie duidelik sien nie. Maar vir wie is dit partykeer moeilik om ander regtig onvoorwaardelik lief te hê? Oom Hans, dankie.
Dink al die getroude pare was nou baie versigtig. Okay, weg van die mans en vrouens af. Vir wie is dit moeilik om in die algemeen vir almal ewe lief te wees en net eenvoudig liefde uit te leef? Vir wie is dit moeilik? Veral partykeer hier op 'n blou maandagoggend. Die realiteit van die saak is, familie, dit was vir my so koue water toe ek eendag moet my nie oordeel nie, want Paulus sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Vlees teen die gees en die gees teen die vlees, maar toe Franke een oggend dink, die Heilige Gees met my praat en sê, jy moet daardie persoon lief hê. En ek by myself dink, maar die persoon in my gedagtes verdien dit nie. Dis dit presies soos hierdie gelykenis wat Jesus van praat. Want die Heilige Gees sê toe vir my, Franco, dink jy het my liefde verdien. En dit tref my soos koue water. Ek besef, ons kan nie verwag, Here, ons wil in die bron van liefde leef, sonder laat ons dit verdien, en dan wanneer iemand net skeef trap, of, dis my gunsteling ding van jong mense, hoekom is julle kwaad vir mekaar? Nee, sy het vir my gekyk. Ons as kinders van die Here is ook partykeer so, hoekom is jy kwaad vir die persoon, hoekom is jy nie, nee, hy of sy het my snaaks aangekyk. En dan is ons nou sommer nie, ons kan nie lief wees nie, want hulle het vir my gekyk. Dis nie hoe dit werk nie, as ons onvoorwaardelik geliefd wil wees deur ons hemelse Vader, dan moet ons daai liefde uitleef in die mense om ons se lewens, wie menslikerwys dit ook nie verdien nie, want ons het dit nooit verdien nie. En so familie, ek wil vanoggend in die tyd wat ek met die Here spandeer het ek gesoek vir 'n illustrasie, maar ek het afgekom op 'n pastoor wat hierdie verhaal gedeel het, en dit was vir my so oorweldigend, want dit regtig vir my weer eens opnuut oopgebreek. Die verhaal lei, daar was eens op 'n tyd 'n koning gewees, wat bekend was dat hy buitengewoon liefdevol was. Hy was lief vir die mense om hom en hy het sy liefde uitgeleef, sodat mense regtig opgekyk het na hierdie eienskap van hom, want hy was 'n goeie koning, maar saam met die liefde wat hy uitgeleef het hy ook bekend gestaan as 'n baie regverdige koning. En op 'n dag kom van sy diensknegte by hom en sê, koning, maar daar word van die skatte uit jou skatkamer uit weggedra, gesteel. Hulle kom agter van die goudstawe en muntstukke raak minder, dit word gesteel, en die koning gee te bevel, as hulle die persoon vang wat by die koning steel, dan moet hy gestraf word met 20 geselhoue. Die tyd het verbygegaan en die persoon wat sy of haar vingers in die skatkamer gehad het nie veel geskrik nie, die goud en silwer en edelmetaal het aangehou om minder te raak. En die diensknegte kom by die koning en sê, koning, maar wat moet ons doen? Dit hou nie op nie. Iemand steel. En die koning gee toe bevel, as julle die persoon vang, gaan hierdie persoon gestraf word met 40 geselhoue. Wat gelykstaande was aan die doodstraf. Daarom binne die Bybelse gebruik was iemand wat 40 keer gegesel is, dit was die doodstraf. 39, dit was baie kort van die doodstraf. En uiteindelik na 'n lang gesoek en 'n gespartel in die diensknegte, vang hulle die persoon wat besig is om die skatkamer leeg te dra. Toe hulle die persoon vang, toe val hulle gesigte in totaliteit. Want hulle besef toe met 'n groot skok dat dit die dogter van die koning was. En die storie lei dat die koning 'n man van sy woord was, regverdig, maar ook liefdevol. En dat hy nie kon teruggaan op sy woord oor hierdie straf wat hy uitgespreek het oor die een wat steel nie. So hulle bring toe sy dogter op, soos wat die Bybel sê, 'n martelvloer, en hulle maak haar vas op die martelvloer en hulle skeer haar rugkant van
hemp of rok wat sy aangehad het ook. En toe die een wat die straf moet uitvoer, die eerste geselhou wil slaan, toe sê die koning stop en al die oë keer na die koning toe. Want sou hy sy dogter laat vrygaan, dan sy dalk liefdevol, maar hy is nie meer regverdig nie. Sou hy haar laat doodmaak, dan sy regverdig, maar nie liefdevol nie, en sy hele reputasie speel daar op die martelvloer af. En die enigste oplossing wat hy het om beide regverdig en liefdevol te wees, want iemand moet gestraf word, was die volgende: hy stap na sy dogter toe, hy skeer sy eie hemp oop, hy buig hoor haar, en hy sê vir die persoon wat die straf moet uitvoer, slaan nou. En weet julle wat, familie, wanneer ek dink aan liefde en onvoorwaardelike liefde, dan is ons baie keer vinnig om te dink, die persoon verdien dit nie, maar hierdie verhaal kry 'n ander diepte wanneer ons dink dat ons hemelse Vader kon gekies het dat ons dood moes gegaan het, maar dan was hy nie meer die God van liefde nie. En hy kon gekies het dat ons net moet vrygegaan het van ons sonde, maar dan was hy nie meer regverdig nie. So die enigste keuse wat hy gehad het, was om aarde toe te kom, sy eie hemp oop te skeer, maak op die martelvloer oor ons as sy kinders te buig, en te sê, goed, slaan nou. So familie, hierdie familiewaarde is veel dieper as om net te sê onvoorwaardelike liefde. Want die diepte van hierdie verhaal kom eers in volle swang wanneer ons besef, Franco, jy was bukkend op die martelvloer besig om dood te gaan in jou eie sonde. En God het die keuse gemaak om oor jou te kom buig. Weet julle wat, familie, soos elkeen wat vanoggend hier is, dis die wonder van die evangelie. Elke mens was dood in sy of haar sonde. Maar ons hemelse Vader is liefde en hy is regverdig. Daarom het hy self die prys vir ons sondes betaal. Wanneer ons dan dink aan onvoorwaardelike liefde, dan kom dit nie ons toe om te dink of verdien hy of sy God se liefde nie, want ons het dit nie verdien nie. En die gewig van hierdie boodskap raak groter, want dis wat die Heilige Gees met my gedeel het toe ek in my voorbereiding stil word. In die Ou Testament het dit gesê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wie van julle het al gedink aan die Nuwe Testament en gedink, joh, die standaard is bietjie hoër nadat Jesus hier was? Ek dink baie keer daaraan, want die Ou Testament sê net, moenie moord pleeg. Die Nuwe Testament sê, as jy jou broer raak kan noem, wat A beteken, dan het jy al reeds moord gepleeg. Die Ou Testament sê, moenie egbreek pleeg nie. Die Nuwe Testament sê, as jy begeerlik na 'n ander vrou gekyk het, het jy dit al reeds gedoen. En die Ou Testament sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar die Nuwe Testament kom en sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, so moet julle ook mekaar lief hê. En hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Familie, die standaard in die Nuwe Testament is hoër wat liefde aanbetref. Van die liefde wat Jesus vir ons gehad het, is soveel groter as die liefde wat ons ooit vir onsself kan hê. En daarom is my gebed vanoggend, saam met hierdie familiewaarde, dat ons dit regtig in opregtheid sal uitleef, dat ons in die bron van liefde so, ek wil sê, toegevou sal wees, dat ons nie anders kan as om ander mense in God se teenwoordigheid in te trek nie, om vir hulle te sê, weet jy wat, al het jy die skatkamer leeg gedra, as jy op die martelvloer is daar 'n koning, wat liefde en regverdig is, wat bo oor jou kom buig het, wat vir jou sonde gesterf het, sodat jy kan lewe, en lewe in oorvloed. Ek wil vanoggend afsluit met hierdie gedagte rondom onvoorwaardelike liefde. Die aanhaling sê, more people
have been brought into the church by the kindness of real Christian love than by all the theological arguments in the world. Familie, onvoorwaardelike liefde in die kerk is volgens my meer belangrik as die oortuigings wat ons het binne 'n spasie van dogma. Want onvoorwaardelike liefde verander lewens. Onvoorwaardelike liefde het die prys vir ons betaal. Onvoorwaardelike liefde verwyder ons sonde so ver soos wat die ooste van die weste af is. Onvoorwaardelike liefde maak ons gesond. So ek wil hierdie diens afsluit, ek het nie aan dit gedink in my voorbereiding nie. Ek het regtig nie gedink aan die uitkoms. Dit was my afsluiting, maar ek voel net die Heilige Gees op my hart druk. Dat as daar van ons familie is wat dalk vanoggend net nodig het om daardie onvoorwaardelike liefde te voel van ons hemelse Vader af. Wil ek julle uitnooi om vorentoe te kom sodat ons as familie saam kan bid, mekaar kan vashou, kan beweeg in 'n spasie van liefde. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.